Baie welkom, ons is hier in Pretoria. Vandaag is die 8de Maart 2026. Die tema is so 'n bietjie vreemd, maar ek gaan hom noem en dan werk ons 'n bietjie daar rondom vandag. So die tema is verwar deur trauma. Verwar deur trauma. So ons moet met mekaar praat oor 'n toestand waarbinne ons aangekom het. En wanneer ons terugkyk in hierdie volk se geskiedenis, dan sien ons haar hele aankoms hier was traumaties. Maar die trauma in die noordelike hemisfeer het haar eintlik geforseer om te ontsnap uit die trauma, uit die kromsabel, die kromsabel van die Islamiet en die Turk. En hulle het hier aangekom. Toe hulle hier land, toe land hulle binne in trauma. En daarvandaan het ons 'n geskiedenis van trauma tot vanmôre toe. So trauma het wat geskep? Verwarring. Nou kom ons praat nou vanmôre daaroor. As dit nie traumaties was nie, sou daar nie verwarring gewees het nie. Want trauma veroorsaak verwarring. Want almal van ons wil uitvind, hoekom is ons in die trauma? So daar's verwardheid oor die trauma. Lees saam met my Psalm 147 in die 3de versie. Nou hierdie is 'n magsoefening van Vader Jahwe en hy het 'n belofte vir die wat binne in trauma vasgevang is. Ons gaan redelik hieroor uitwy vanmôre, net om vir u te wys hoe leef ons elke dag binne in 'n praktyk wat Vader nooit vir ons bedoel het om te hê nie. Psalm 147 vers 3. Hy genees die gebrokenes van hart. Kan ek net die aandag kry asseblief? Hy genees die gebrokenes van hart. In die eerste plek moet ons dan nou meer in detail daarna kyk. Vader praat eksklusief. Hy praat nie inklusief nie. Hy's eksklusief. Die wie se harte gebroken is syne. Die wat hy geskep het om sy naaste te wees. Dis hulle wie se harte in gebrokenheid is. Nou die belofte is, hier staan hy geskrywe, hy genees. Hy sê nie, hopelik nie, hy sê, dit sal in oorweging geneem word nie, hy sê, hy genees. Dit is 'n direkte aankondiging, dis 'n direkte aksie. Hoekom is dit noodsaaklik? Want ons sit hier en ons het gebroke harte. Ons is in verdeeldheid. Ons verstaan nie die godheid se bedoeling met ons nie. Ons lewe in 'n gebroke wêreld met gebroke godsdiens, met 'n gebroke wettiese stelsel. Die hele plek is in 'n gebroke toestand. En hierdie toestand is traumaties. Ons staan op binne die trauma. Ons leef met die trauma. Ons ry van punt A na punt B en is traumaties. Jy weet nie of jy by punt B gaan aankom en terug nie. Dit bly 'n ewigdurende intensiteit van trauma. Maar Vader kom en hy sê, ek gaan die gebrokenes, die harte van die gebrokenes gaan ek genees. Dit beteken dat u en ek moet verstaan, wat sê hy eintlik? Hy verstaan die plek waarby ons aangekom het. Hy verstaan dat ons sit in 'n gebrokenheid. En u sit nou vir my en kyk, en die wat na die materiaal kyk, sal ook na my sit en kyk.
Maar u moet verstaan vanmôre dat hierdie stelsel wat hier buite in heerskappy is juist die oorsaak, dit is die resultaat van Vader se handewerk. Omdat u en ek kies om trauma te aanbid. Nou ek gaan net verduidelik. Ons het medikasie vir trauma. Ons het sielkundiges vir trauma. Ons het predikante wat ons gaan sien vir trauma. Ons het allerlei goedjies wat ons doen oor trauma. Maar waar kom hy vandaan? Wat is die oorsprong van hierdie ding? Gebrokenheid. Gebrokenheid is die oorsaak daarvan. Want die gebroke hart is in verwardheid. Van wat? Vanweë die baie trauma wat hier aangaan. In die politieke scenario in Suid-Afrika gaan jy nog 'n gawe groot stuk gemors sien aankom. Gaan dit traumaties wees? Ja, dit gaan traumaties wees. Hoekom? Want ek het so effens gehoop dat hierdie trauma wat hier aankom bietjie beter sal wees as die trauma wat ons net nou gehad het. So ons dink oor trauma, ons leef trauma, ons praat trauma, ons preek trauma. Maar ek hoor iets anders, ek hoor Vader sê, ek sal die gebroke hart genees. Ek genees die gebrokenis van hart. Lees die tweede gedeelte van die teks met my saam. Hy sê, en hy verbind hulle wonde. Dit beteken, jy en ek moet gaan kyk, wat het trauma aan ons gevang. Kom ons los nou Europa, kom ons los nou vir Donald Trump en al die ouens in die Midde-Ooste. Hy is besig daarbo met 'n ding, maar ons sit hier en ons is verwond. Ons is op baie maniere verwond. Ons is verwond ten opsigte van ons verlede. Ons praat oor wonde wat ons ontvang het in die verlede. Ons praat oor wonde wat nuwe wonde is nou die dag met 'n snaakse en 'n vreemde politieke bedeling. Ons het wonde. Ons het vanmôre wonde want ons het nie 'n oplossing vir die gemors wat binne ons is nie. Wat 'n verskriklike negatiewe toestand is dit. Maar ek moet hier terugroep. Vader sê, hy genees die gebrokenis van hart en wat doen hy? Hy verbind die wonde. Dit is jy en ek wat 'n soewereine besluit moet neem vanmôre. Wil ek hê Vader moet my gebroke hart genees, ja of nee? Nou jou hart behoort nie aan jou nie, hy het hom geskep, dis syne. Hy hou nie daarvan dat 'n ding wat hy geskep het in 'n gebroke toestand moet wees nie. Maar as ons moetswilligheid, want ons so gewoond om oor trauma te praat en oor trauma te sing en trauma te preek ensovoorts, dat ons nie aanmeld en sê, Vader, u hart wat u vir my gegee het is in 'n gebroke toestand vanweë u afwesigheid nie. Elke wond waarmee u vanmôre sit, Vader Jahwe sê, ek wil daardie wond verbind. My vraag is, wat 'n soort passie is in my binnekant? Wil ek regtig hê hy moet die wonde van die verlede vir my verbind? Hoe verbind hy wonde? Hy verbind hulle sodat die wond verdwyn. Halleluja. Hoekom doen hy dit? Want die Adam is verwond op hierdie planeet. In alle opsigte, ek gee nie om waar hy hom vanmôre op hierdie planeet geografies bevind nie. Hy's verwond. Dis die toestand. Ek wil met u praat. U is kinders van hierdie planeet. Want Vader het u geskep om hierdie planeet te bewoon en te bewerk en te bewaak. U is kinders waarvoor hy hierdie planeet geskep het.
En miskien is dit 'n gedagte wat nie so lekker by jou grond vat nie, want hoe op aarde is dit dan nou anders van môre? Ek het vir u betuie, hoekom is dit so? Maar ons is moeg. En elkeen van u wat vanmôre hier sit, is moeg. Ek verduidelik. Trauma het ons moeg gemaak. Ons is nie net moeg vir elke dag en elke week en elke maand en elke jaar nie. Ons is nie net moeg vir politiek en die gemors wat hier aan die gang is nie. Ons is nie net moeg vir 'n sukkelende ekonomie nie. Ons is nie net daarvoor moeg nie. Ons het moeg vir mekaar geraak. Want ons loop nie met krag nie. Ons loop nie met oorwinning nie. Ons bied ons trauma's aan. Ons bied ons verwonding aan. Ons is nie op die hoogtepunt nie. Ons is nie op die punt van die toon nie. My tong jubel nie oor sy aanraking nie. Ons het 'n meganiese lewe ontwerp om binne in trauma te kan oorleef. En ek vra vanmôre vir u. Kan u verstaan hoekom ek sê ons is moeg vir mekaar? Ons sit plastiek op. Die plastiek het 'n glimlag, maar die hart ween. Almal van ons is in hierdie toestand. Vader sê, ek gaan die gebrokenes van hart genees. Hoekom glo ons hom nie? Hoekom meld ons dan nie aan nie? Hoekom vat ek dan nie my stukkende hart na hom toe terug en sê, hier is hy. Ek kan hom nie meer regmaak nie, ek weet nie hoe nie, maar prys u naam, u sal dit gedoen. U woord sê, u sal dit doen. Ek is moeg vir beklei. U is moeg vir beklei. U wat op hierdie materiaal sit en kyk. U is moeg vir beklei. Moeg, siek en sat daarvan. Maar dit is nie al nie. Ons is moeg vir al die skeringe wat plaasvind. Die vraag in my hart is, en hierdie pragtige gemeente sê vir my, is u moeg vir skeringe in hierdie volk? Praat met my. Nou, maar wat is dit dan wat ons nie verstaan nie? Ons is moeg daarvan. Ons is moeg van hierdie ewigdurende storie van hulle is reg en ons is verkeerd. Of ons is reg en hulle is verkeerd. Ek is moeg daarvoor. Dit getuig van 'n gebroke hart. Al hierdie goed wat ek opnoem, is 'n getuienis van 'n gebroke hart. Wat moet ons daaraan doen? Ek is nog nie klaar nie, want ons is moeg man. Ons is moeg vir groepe, ons is moeg vir kampe, ons is moeg vir denominasies, ons is moeg vir bewegings, ons is moeg vir vals profete in hierdie land. Ons is moeg. Hoekom? Ons het 'n gebroke hart wat roep na genesing. Jy kan dan in jou kopkrimper toe gaan nie, want hy het gespesialiseer om vir jou trauma medikasie te gee. Hy self so getraumatiseer dat hy nie weet hoe met hy jou trauma hanteer. Jou sielmekaniek, jou predikant wat op die preekstoel staan, preek vanuit trauma. Niemand wil die oomblik breek en sê, Vader Jahwe sê, hy sal die gebroke hart genees. Kan ek applaus vir die koning kry? Prys sy kosbare naam. Dit is die passie. Nou, u moet mooi luister. Verdeeldheid is nie teologies van aard nie. Verdeeldheid, wat is verdeeldheid? Verdeeldheid is trauma. Trauma praat hard, maar dis nie al wat hy doen nie.
trauma praat so waarheid. Later is dit Vader Jahwe wat traumaties tot ons spreek. Wat het van ons geword? Hier is so baie predikinge wat hier aan die gang is. Trauma steel identiteit. Nou kom ek vertel nou vanmôre 'n storie van die appel in die tuin. Daar was nooit 'n appel nie. Maar iemand het besluit, daar moet 'n appel wees. En ek sien, wat maak Hallel, die prins van die duisternis. Hy het nou hierdie appel. Hy maak so. En hy vryf hierdie appel mooi blink. Hy sê vir die vrou, weet jy, as jy aan hierdie appel byt, gaan jou oë oopgaan. En jy gaan al die wysheid bekom, en so meer. Is nie. Toe jy eet wat die Satan aanbied, toe begin die trauma. Maar dit het nog nie opgehou nie. Ek kan mos nie leenpredikers glo nie, dit is 'n byt aan die appel. Die effek daarvan, die gevolge daarvan is wat? Trauma, gebroke harte, 'n verwoesting. Wanneer 'n volk trauma dra, soos oorlog, of 'n geskiedenis van oorlog, of verliese, of ontneming, of wat dit ook al mag wees, skuld en skaamte en onsekerheid en al hierdie goed, dan skep dit 'n gebroke hart. Nie die pompie nie. Jou innerlike wese is gebroke. Want die nabyheid en die heerlikheid en die krag en die majesteit van Vader Jahwe is ergens heen. Hy het beloof, ek sal met julle wees tot aan die einde. Maar jy voel dit nie, hoekom? Want die gebrokenheid wat trauma gebring het 'n verwydering gebring tussen jou en Vader en tussen jou naaste wat om jou leef, met dieselfde trauma, met dieselfde gebrokenheid. Terwyl ons naastes is, dra ons net vir ingeval 'n skerp gemaakte builtjie hier agter in ons gordel. Bedek hom mooi. Nou hom nie kan sien, as my naaste sy voet verkeerd sit, byl uit. So ons funksioneer vanuit die krag van trauma. Dit getuig dat ons nie 'n genesende hart ontvang het nie. 'n Genesende hart wat deur Vader genees is, ervaar geen trauma nie. Ek glo my nie. Wanneer 'n jong seun agter die skape met sy slingervel oor sy skouer gaan kyk hoe maak sy broers oorlog teen die Filistyne. Toe draai nou 'n sak kaase op sy skouer saam. En sy pa het vir hom gesê, gaan verneem bietjie hoe gaan dit met die oorlog. Maar toe sy oor die klop kom, toe laat val hy die kaas in die grond, want niemand maak oorlog nie. Die hele weermag is getraumatiseer oor een Filistyn. U is getraumatiseer oor een Filistyn. Maar hierdie jong man kom sê, ek kom nie met 'n swaard na jou toe nie. Ek kom in die naam van Vader Jahwe. Hy getuig van 'n hart wat gesond gemaak is. Hy getuig van 'n gees wat binne in hom funksioneer. Hy's nie bang vir die Filistyn nie, hy's nie bang vir die weermag nie. Hy's nie bang vir die wêreld nie, hy's nie bang vir die Satan nie.
hierdie gees jubel, want hy het reeds die oorwinning by hom. En wanneer u hart genees is, dan loop u met die jubeling van oorwinning. Ons ken baie teksverse. Maar nou, ons raak besig met hierdie, ons skrifgeleerdes, van Genesis tot Openbaring. Ons werk met hierdie boek. Ons ken hom amper uit ons kop uit. Nee. En as ons hier uitstap, is ons binne in die trauma. Ons het nie die oorwinning nie, weet nie waarom nie. Want ons het begin om trauma te koester, te aanvaar as 'n nuwe normaal. Kom ons stap aan. Die verstand word rigied. Binne in trauma word jou verstand rigied. Al wat jy oordink is die trauma. So as die son sy kop uitsteek, dan soek hy klippe om hom te gooi. Hy moenie opkom nie. Want vandag is nog 'n dag van trauma. Ek maak jy lekker moeg vanmôre met hierdie storie. Maar jy moet onthou, dis die lewe waarin ons lewe. En ek vra vanmôre vir u, wil jy aanhou met die ding? Wil jy regtig? Om elke môre trauma af te stof. En sê, ag, hoe wonderlik is nog hier. Wat sal ek maak sonder jou vandag? U lag vir my. Ons leef so. Sies. Wat van Vader Jahwe? Wat van hom? Ja, maar hy is abstrak. Ek weet nie waar hy is nie. Sies. Hy sê, ek sal die trooster vir jou stuur. Wie is die trooster? Dis hy self. Dis nie iemand anders nie. Dis hy self. Hoekom? Hy wys vir jou wat is naaste liefde. Hy bring sy krag en sy majesteit en sy heerlikheid na jou toe, want sy wet sê, ek moet my naaste lief hê soos myself, en ek sê vanmôre vir u, Vader het u lief, want u is sy heel naaste. Maar wat is dit met ons, dat ons dit nie kan verstaan nie? Hoekom nie? Toekoms is donker, sê ons. Trauma sê vir jou elke môre, die toekoms is lekker donker nie. Julle gaan dit nie maak nie. Is afbop se polis op datum. Ons het allerlei goed wat ons doen. Vader sê, jy sal lewe al het jy gesterwe. Dis sy belofte. Wat is dit met ons? Hoe het ons so gewoond geraak aan hierdie sot meeloper wat ons noem trauma? Ons is verlief op die klomp mans en vrouens. Maar wat van Vader Jahwe? Dan begin ons dinge doen met hierdie trauma, begin ons dinge doen wat ons self nie verstaan nie. U moet so 'n bietjie by my bly. Asseblief. En as jy so 'n bietjie vakerig voel, ag staan net op, ons almal kan sien jy's vaak. Jy sal sien hoe voetsek die vaak van jou lyf af as jy so opstaan. Prys sy kosbare naam. Nou, wanneer 'n volk trauma dra, dan sê sy, die toekoms is donker. Kom aan, moenie my so kyk nie. Hoeveel keer het ons al vir mekaar gesê, ons weet wragtig nie nou meer waarheen nie. Die toekoms is donker. Is dit nie? Ek sê vanmôre vir u, Vader Jahwe is die toekoms en hy is nie donker nie. So ek praat van hierdie ou pel van my, trauma is die ding se naam. En sy oë sit naby aan mekaar. Hy gaan buitendien vrek. U moet die ding los. U moet by Vader Jahwe gaan staan. Hy is die toekoms, hy is die lig, hy is die passie.
Hy is die geneesheer van daardie gebroke hart waarmee jy sukkel. Kom ons vat hom so 'n bietjie verder. Trauma maak dat ons dogmatiek bou. Ons bou dogma. Ons dog, as ons dit doen, sal dit gebeur. Dan werk dit nie, dan sê ons, verkeerd gedog, kom ons dog die kant toe, dan hoop ons dit werk. So ons bly binne in dogma, maar wie jaag die ding? Trauma jaag dogma. Ons skep dogma, en ons soek oplossings in verdraaide teologieë. Nou weet ek hoekom ons so swaar kry in die land, want ons het nie vir Filemon saamgevat nie. Hoekom wil jy enige iets saamvat wat nie jou naaste is nie? Hoekom wil jy iemand ter wille wees wat nie Vader Jahwe se naaste is nie? Hoekom wil jy dit doen? Om watter rede? Ek verstaan nie hierdie gemors waarmee ons besig nie. Die gevaar is, wanneer pyn begin preek, dan begin die moeilikheid. Wanneer pyn begin preek. Nou, ons vra 'n vraag, dan sê hulle vir my, ek praat politiek, maar sê jy nou net vanmôre vir my, hoe in die ongeluk gaan u vir my die volgende verklaar? Voor 1994 sê die predikant, apartheid in hierdie boek sê so. En na ons gesê het met 'n kruisie, dis verkeerd. Toe sê hulle, apartheid is ook verkeerd. So hulle skep 'n alternatiewe teologie. En wat het van jou en van my geword? Ons het vasgeval binne in die trauma wat hierdie misplaaste teologie gebring het. Ons sit steeds met gebroke harte. Ons word nie genees nie. En wanneer 'n wond nie genees nie, wat word van hom? Ek sit 'n verpleegster vanmôre in ons midde. Die ding word septies. En raai, wat maak hy? Hy kom in die bloedstroom. Waar vat die bloedstroom omheen? Vat hom na jou toenaal toe, vat hom na die punt van jou hare toe. Hy besmet die hele liggaam. Maar wanneer Vader sê, kom, voor jy hier doodgaan, kom hier na toe. Ek sal jou gebroke hart genees. Dan sê ons net hoor wat my predikant daarvan te sê het. Moet ek my advokaat saambring, net vir ingeval. Wat is dit met ons? Ons het goed wat ons sê. Dis waansin. Ek sê vanmôre vir u, ons begin sê, maar ons groep is die ware oorblyfsel. Moenie my so kyk nie. Dis wat hier aangaan. Elke ou groepie wat in die land opstaan sê, ons is die ware oorblyfsel. Maar almal sê dit vanuit 'n traumatiese agtergrond. Niemand sê dit met sekerheid, omdat Vader Jahwe die harte genees het nie. Maar 'n geneesde hart praat nie so nie. 'n Geneesende hart sê nie, ons is op die berg Sion en julle is nog in Babylon nie. 'n Geneesende hart sê nie, ek is besny en jy is onbesnede nie, voetsek. 'n Geneesende hart het 'n jubellewe. Is 'n lewende getuienis van die krag en die majesteit van Vader Jahwe. Hy getuig sonder trauma. Ek wil hom nog 'n bietjie verder vat. Vader Jahwe verduidelik nie vir jou die
monoteïsme nie, die enkelheid nie. Hy verduidelik dit nie, hy proklameer dit. Hy sê, ek is die enigste. Naas my is daar niemand nie. Sê hy nie so nie? Hy kon verduidelik nie vir jou die 2-eenheid nie. Hy kon verduidelik nie vir jou die 3-eenheid nie. Hy verduidelik nie vir jou die Heidelbergse katekismes nie. Hy verduidelik nie vir jou die geloofsbelijdenis nie. Weet jy wat kom doen hy? Ek sal vir u sê, wat doen hy? Hy sê, staan op en loop. Trauma het jou verlam. Jy wat 'n volk is, lê vir hoeveel jare al op 'n bed en jy's in 'n lam toestand, maar die koning sê vanmôre vir jou, staan op. Jy moet opstaan. Ja, maar ek het 'n gebroke hart. Ek weet. Maar die koning sê, staan op, dan beteken dit hy het jou genees. Anders kan jy nie opstaan nie. Dis die punt. Hy sê, die wonderlikste ding, dis hemelse musiek in my ore. Hy sê, jou sondes is jou vergewe. En dis my uitdaging vanmôre. Wie van die aanvaard dit vanmôre in hierdie gemeente, en die wat na hierdie materiaal kyk, as 'n absolute goddelike realiteit? Wie? Dankie. Hy het my sondes vergewe. Wat 'n vreugde. Wat 'n ongelooflike moment in my lewe om te verstaan. Hy het my vry gemaak hiervan. Ek hoef nie meer skaam te wees nie, ek hoef nie meer om die hoekie te wees nie. Ek hoef nie my oë meer te bedek nie, ek kan staan in 'n getuienis lewer uit my gebroke hart genees. Dis my getuienis. Maar hier's nog een. Hy sê, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Want jy moet verstaan, hy sê, die prediker, die jubelaar sê, as Vader Jahwe met ons is, wie kan teen ons wees? So ek vrees nie. Ek gaan ook nie meer Lucies verskaf vir gemors nie. Ek gaan ook nie meer 'n Lucies huis wees vir trauma nie. En wie van u vanmôre gaan besluit, terwyl u hier by my sit, wie van u gaan besluit, dat u is nie langer huisvesting vir trauma nie? Kan ek die hande kry? Wie is klaar daarmee? Nou toe, kom ons lewe van vandag af, soos die, wat Vader sê, staan op. Kom ons leef so. Maar hy het 'n wonderlike ding, na ons opgestaan het, omdat ons opstaan om 'n getuie te wees van sy heerlikheid en sy majesteit, wat sê hy? Vrede vir julle. Vrede vir julle. Dis die geskenk, omdat jy opgestaan het toe hy gesê het, staan op. Verdeeldheid is 'n simptoom. Dis nie siekte nie. Weet jy waaroor beklei ons? Oor die Sabbat. Ja, maar die Sabbat is Sondag. En die Sabbat is Saterdag. En ons veg met mekaar. Ons vervloek mekaar. Ons haat mekaar. Ons kom nie eens agter dat ons die heel grootste gebod, naamlik om jou naaste lief te hê soos jouself, oortree nie. Maar dis nie waar dit geëindig het nie. Ons het 'n vreeslike kloof gebou tussen Pinkster en gereformeerd. Binne Vader se volk het ons Pinkster gebou en gereformeerd gebou. Dramaties. Maar is nie al nie. Ons veg oor besnydenis of nie.
moet ek touwtjies dra op die 4 hoeke van my lyf. Ek weet nie waar sit die hoek van my lyf nie, maar 4 hoekies moet elkeen 'n tsitsie hê. Wat sê dat ek leef 613 wette van Moses. My dierbare ou vriend en vriendin, trauma gaan jou vernietig, want jy kan nie 613 wette nakom nie. Jy moet Vader vra dat hy jou gebroke hart gesond maak. Want vlees en bloed sal my koninkryk nie beerwe nie. Ons is by die verkeerde plek. Ons stry oor die volgende. Hier is ouens wat sê, ons prys sy naam, ons is op die berg Sion. Maar julle karring nog rond daar in Babylon. Is dit naaste liefde? Wat is die ding se naam? Minagting van die groot gebod, ek maak jy lekker moeg vanmôre, né? Daar sê, maar hier is nog een. In hierdie volk is daar ouens wat sê, dat daar was nooit 'n maagdelike geboorte nie. Dis 'n mite. Wat is dit wat hier praat? Vader se gees. Ons het trauma wat praat. Kom ons kyk. Ons stoei oor wie is die losser. Maar ek lees in die skrifte, in die profesie, dat ons Skepper sê, Jakob, ek is jou vader en jou losser. So wie is nou die vader en wie is nou die losser? Dieselfde een. Vader Jahwe is die vader en hy is ook die losser. Hoekom verstaan ons dit nie? Alles is in 'n verwoesting. Ons roei met mekaar oor wie die regte interpretasie het van die Genesis verhaal. Kom ek vertel gou vir u iets van die restaurasieprogram. Jy kan dit self gaan lees agterna. Die syfer 10 is baie belangrik, want jy kan gaan kyk. Vader het 10 keer gesê, en Vader het gesê, en Vader het gesê, en Vader het gesê, en Vader het gesê, 10 keer. Is dit reg? Toe hy die volk uit die gebroke toestand in slawerny uithaal, het hy 10 plaae ingestuur om die werklikheid van sy godheid te demonstreer. Wanneer hy 10 keer sê, dan sê hy aan die einde daarvan, en dit was baie goed. Hoor u dit? En wanneer hy die 10 plaae instuur, was dit baie goed. En wanneer hy die volk by Horeb vergader en vir hulle die 10 magswoorde gee, was dit baie goed. Wat het daarvan geword? Wat het daarvan geword? Verdeeldheid is 'n siekte. Dis nie 'n leerstelling nie, dis 'n siekte. Die simptome van hierdie siekte gaan hulle net vinnig aframmel. Terwyl u hou, knyp maar so 'n bietjie aan die binnebout of ergens, hy net by my bly. Ek gaan dit gou-gou aframmel, afransel, afjaag as jy wil. Hierdie simptome is 'n verliesgevoel. Verdeeldheid bring verlies. Dis die simptoom. Die tweede een is verwardheid oor identiteit. Is die tweede simptoom. Die derde een is jy het nie meer veiligheid nie. Jy voel onveilig. Die vierde een is jy sê ek weet nie wat is my roeping nie. Die vyfde een is vertroue het langs die pad gesneuwel. Dis al simptome, maar wat is die laaste een? Wat is die laaste een? Ek verstaan nie Vader se bedoeling met my nie.
Ek wil nie daaroor praat vanmôre nie. Maar ek wil vandag vir u sê dat Vader het 'n spesiale evangelie vir 'n gebroke volk gegee. En ons het vanoggend so flissies gehanteer. Kom ons blaai gou na Jesaja 44 vers 3. Jesaja 44 verse 3. En ek weet, ons gaan nog baie oor hierdie ene praat. Jesaja 44 vers 3. Kom ons praat net gou daaroor. Hy stuur 'n evangelie vir 'n gebroke volk. Nou u en ek is die gebroke volk. Maar hy het 'n evangelie vir die gebroke volk. Nou luister mooi wat sê hy in Jesaja 44 verse 3. En ons het gehanteer vanoggend en ek wil dit weer doen want u moet dit aanhou hoor totdat u besluit om Vader hiermee te vertrou. Wanneer hy sê, want ek sal water giet op die dorsland, dan moet ons vers 2 eers lees. Kom ons lees vers 2. So sê Vader Jahwe, wie is hy? Jou maker, jou vormeerder van die moederskoot af, wat jou help. Bevrees, wees nie bevrees nie, Jakob, my knegt. En Jeshuren, weet jy wat beteken Jeshuren? Kom ek vertel vir julle. Ek praat nog goed met die manne. Eers met die manne, dan met die vroue. En onthou jy toe ons nog regtig opreg was om mekaar lief te hê, het die man vir sy vrou gesê, liefie. En die vrou sê vir die man, my liefling. Troetelnaampies, nee. Jeshuren beteken, Vader Jahwe sê vir syne, my liefling. U glo my nie, Jesaja 5 sê, ek wil 'n lied sing van my beminde oor sy wingerd. Wat is dit wat ons nie hoor nie? Wat is dit wat ons nie hoor nie? Nou, kom ons lees verder. Nou hierdie liefling het 'n dorsland geword. Om verskeie redes waaroor ons reeds gepraat het. Maar Vader maak 'n belofte. Dis 'n evangelie vir 'n gebroke volk. Hy sê ek sal water giet op die dorsland. Hy sê ek gaan dit self doen. Hierdie dorsland moet genees word. Hierdie dorsland moet reggemaak en gekorrigeer word. Hierdie dorsland moet vrug dra. Ek sal water giet. Ek praat nie van H2O nie. Hy sê, kom ons lees die tweede gedeelte van daardie teksvers wat jy nou al redelik goed ken. Hy sê, ek sal my gees op jou kroos giet. Weet jy wat is dit? Geesdoop. Geesdoop. Ek sal my gees op jou kroos giet. En dan kom hy en hy sê, ek sal my seën op jou nakomelinge lê. Hy sê, ek lê my seëninge op jou nakroos. Wanneer hy die gebrokene hart genees het, en wanneer jy en ek ons twakkie buite los, en klaarmaak met trauma, en by Vader sê, Vader, hierdie hart wat ek dra, hierdie siel behoort aan U. Ek bring hom nou hiernatoe, ek weet vanmôre, U is die enigste geneesheer. Nou Vader roep ons nie, om te wen nie. Hy roep ons om ons te genees. Hoorie, hoekom drink jy elke môre 'n grandpa? Nee, ek is oud genoeg vir 'n grandpa. Nee, ek het 'n kiesstand wat my vrek maak. Die ding is iets verskrikliks. Dan sê jy, maar hoekom gaan nie tandarts toe? Nee, ek is bang vir die tandarts. Maar jou gebroke hart is 'n pynlike besigheid.
En as ek vir u vanmôre nooi, kom, en ek sê, kom manne, vroue, kom ons gaan na Vader Jahwe toe en sê vir my, nee, ek is bang vir hom. Ek het te veel sonde, ek het te veel gebrokenheid, ek het te veel robbies in my lewe. Ek is bang vir hom. Maar hy sê, kom, ek genees die gebrokenes van hart. Dankie dat jy vir my moeg geword het. Hy roep nie jou en my om iets te bewys nie. Hy roep jou en my om 'n lewende getuie van sy majesteit te wees. Dis hoekom hy jou roep. Nou hoekom meld ons nie aan nie? Hy roep ons nie om te veg vir waarheid nie. Johannes 16 sê, ek is die waarheid. Jy veg nie vir hom nie. Jy leef hom. Jy leef waarheid. Jy veg nie vir waarheid nie. Jy leef waarheid. En wanneer jy waarheid leef, dan is dit 'n getuienis van 'n geneesde hart. Jou binnekant is volledig in 'n getuienis. Vader Jahwe sien jou wonde. Hy weet wat dit die wonde veroorsaak. Hy verbind daardie wonde. Wanneer jy en ek hierdie traumatiese hoogmoed wat ons dra, los. En net uitstap. Kom net soos jy is, vanmôre. My boet en my sussie, en jy wat daar ver sit, kom, net soos jy is. Sê bietjie vir Vader, Vader, hierdie plek het my hart 'n gebroke hart gemaak. Ek weet, u alleen is die een wat my hart, wat u geskep het, kan genees. Dan stap ons die kant toe, onbevrees, maar met 'n passie in ons hart. Waar gaan jy heen? Ek gaan dan die geneesheer toe. Kan ek saamgaan? Kom. Kom ons gaan. In ons gebrokenheid. En sê, hier is ons Vader. Ons is u naaste. Genees ons tot eer en verheerliking van u kosbare naam. Ek dank u.